Ek groet jy in die kragtige naam van Jesus Christus. Wat 'n voorreg vandag om weer saam met u op hierdie program Encounters te sit en kuier. En ons is altyd deur gereed om God se woord aan u te deliver. Ons kyk altyd deur, kyk ons in die woord. Ons stiek nie by die letter nie. Ons vertrou die Here vir die opening van sy woord. Ek praat oor krag. Ek praat oor krag, geliefdes. Ek praat oor krag. Ons het begin met krag vir Jerusalem. Ons het begin met krag, of aangegaan met krag vir Judea. En vandag praat ek met u oor krag vir Samaria. Nou ek haal dit aan, Jesus sê aan sy disippels, maar julle, Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Jy sien, vandag soek ons krag vir wonders en tekens, maar die krag wat ons nou nodig het meer as ooit, is krag om 'n getuie te wees. Dat herinner my aan die woorde van die Here deur die profeet Jesaja, waar hy vra, wie sal vir ons gaan en wie sal ek stuur? Die Here soek iemand wie hy kan stuur. Esegiel noem ook ergens, die Here spreek deur die mond van Esegiel, hy sê, ek het gesoek vir 'n man om in die bresse te tree, om 'n muur te bou. God soek na manne en vroue in die dae, om getuie te wees. Jy sien, die grootste krag wat Jesus geopenbaar het, was nie die wonders en tekens wat hy gedoen het nie. Was nie die mense wat hy gesond gemaak het, die blinde oë wat hy oopgemaak het, en die verlamde wat uit 'n reistoel of uit sy verlamheid opgestaan het. Nee, die grootste krag wat Jesus ooit kon geopenbaar het, was toe hy getuig het van die liefde van God op die kruis van Golgotha. Dit was die grootste krag, die getuienis van God se liefde. En hoe dit gebeur? As toe hy hang aan die kruis, toe getuig hy van die liefde van God. Dat een van die soldate wat die dag by die kruis was, hy het gesê, waarlik waar, hy was die seun van God. Hy het dit nie gesien by die wonders en tekens nie. Hy het dit nie geherken en bely nie. Hy het dit bely toe Jesus getuig deur sy lewe af te lê vir 'n wêreld wat in sonde gedompel was. Jy sien, familie, ons praat vandag oor krag vir Samaria. Samaria soek ware getuienisse. Weet jy hoekom? En ek gaan nie bietjie verduidelik, ons gaan 'n bietjie praat oor Samaria. Samaria is gewoond aan vyandskap. Dit is 'n kenmerk van Samaria, en dis wat Jesus, wat die skrif ons openbaar. Hulle sit met rejection, en dit kom vir jare en geslagte aan. Ek praat van Samaria. Ek praat van die Samaria, nie van die tyd, ek praat van die Samaria, die mens, die groep mense, die persone, wie God jou en my na toe gaan stuur. Hulle sit met rejection, en dit kom vir jare en vir geslagte aan. Jy sien, Samaria is hy of sy wat niks met jou te doen wil hê nie. En wat ek en jy, baie kere nie kan verdra nie. Ek praat van die Samaria. Die konflik tussen jou, of tussen julle, kom vir jare aan. Dis die Samaria wat ek vandag oor praat. Julle sal krag ontvang, en julle sal my getuies wees in Samaria, of Samaria, soos wat baie van ons het sê. Jy sien, as ons net gou kyk na die geskiedenis van Samaria, dan sien ons, die Bybel sê in Johannes 4, terwyl Jesus was moeg van die reis, en later aan het hy gaan sit by 'n put, en dit was in Samaria. Dit was in 'n plek van Samaria gewees. En
Die woord sê, hy moes deur Samaria gaan. Ek wil 'n lang storie kort maak. Hier kom hierdie sekere vrou, en hy vra vir die vrou water, en die vrou onmiddellik weet, hy sê Jood. En sy sê, maar hoe is dit dat u wat 'n Jood is, vir my wat 'n Samaritaan is, water vra? U weet mos dat die Samaritane en die Jode, hulle het niks met mekaar te doen nie. Hulle sit hier langs een vuur nie. So daar was konflik tussen die Samaritane en die Jode. Weet jy wat? Soveel so, dat die Jode sou 'n ompad loop, net om nie deur Samaria te gaan nie. Al was Samaria, was dit logies, die logiese ding gewees om te doen, om deur te reis, of die logiese plek gewees om deur te reis, sou die Jode 'n ompad kies. Hulle die Samaritane gesien as hulle was onrein. Jy sien, daar was baie goed, daar was attachments aan Samaria gewees, of die Samaritane. En dit is die ding wat gebeur het tussen die Jode en die Samaritane. Hulle sal 'n langer pad gevat het, net om vir Samaria te vermy. En jy sien, daar's mense wat ek en jy, ons sal 'n ompad, ons sal 'n draai stap, net om nie met die persoon in aanraking te kom nie. Kom ons wees vandag, let's be real, let's be honest today, dat daar's mense wat ek en jy ons verkies. Ek wil hom nie sien nie, ek wil haar nie sien nie, as vir my beter. Ek wil niks met hom of haar te doen het nie. Het gaan oor 'n stryd van jare gelede. Dit gaan oor iets wat jare gelede gebeur. Het gaan oor 'n familietwis. Het kom vir geslagte aan. Ons sit net nie saam nie. Ons het net nie gemeenskap nie. Ons kuier nie saam nie. Ek het al by die Here uitgekom, maar met hierdie persoon wil ek niks te doen hê nie. Ek kan net nie oorkom nie. Oor dit kom wat die persoon gedoen het nie. Ons baie keer sal ons self, ek wil amper sê flous, ons sal sê ek het hom vergewe, maar ek het nie vergeet nie, en I love him from a distance. Dis wat ons sê. Love him from a distance. Maar nou die Here sê, jy moet deur Samaria gaan. Hy sê, ek sal vir julle krag gee om my getuies te wees in Samaria. Daar is 'n volk in Samaria. Daar is mense van God in Samaria. En dit maak nie saak hoe ek en jy redeneer nie, wanneer die Gees van God oor ons gekom het, wanneer ons die krag van die Heilige Gees, wanneer ons het ontvang het, familie, dan sê ek jou, dan verander die scenario, dan verander die storie. Het maak nie saak wat ek voorheen gesê het oor die mens van Samaria nie, of hierdie Samaritaanse encounter wat ek gehad het nie, maar wanneer die krag van die Heilige Gees oor jou gekom het, dan praat ek en jy 'n ander storie. Ek sien baie kere praat ek en jy uit die menslikheid uit, ons praat uit die vlees uit, en ons noem hierdie ding, het is maklik om te sê, en dit is 'n lekker cliché, let's love them from a distance. Ek sê nie vandag dat God dit nie vir jou kan sê nie, maar soms sê ons te maklik, let's love him or her from a distance. Ons sê soms te maklik, as sekere mense is beter om van hulle weg te bly. Maar wat as dit is, wanneer die Gees jou dryf en lei, dan het jy die krag van die Heilige Gees nodig vir Samaria. Jy sien, Samaria het die wonders en tekens nodig nie. Samaria soek die liefde van God in aksie. Ek wil vir iemand vandag sê, Samaria wil die blinde oë sien oopgaan nie. Dit is nie vir hulle genoeg nie. Listen, let me tell you this. Some people don't care how much you know until they know how much you care. En dit is Samaria vir jou, Samaria vir jou en my. Jy sien, daar is mense en plekke wat ek en jy nie meer kan vir my nie. Daai tyd is verby. God wil ons in Samaria instuur. Dis hoe die pad van die evangelie loop.
Jy sien, nooit het 'n mens gebesef dat wanneer die Heilige Gees besit van jou geneem het, hoe die Gees van God jou kan lei nie. Sekere dinge val net af. Jy word 'n ander mens, maar jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Jy sien, familie, daar's gesprekke wat ek en jy moet hê. Ons kan dit nie langer meer uitstel nie. Daar's gesprek met 'n Samaritaan in die Gees wat ek en jy moet hê. Hierdie gesprekke was lank uitgestel vir maande, vir jare. Ons het vir onsself gesê, hierdie gesprek sal ek nooit hê nie. Maar ek sê vir jou, wanneer die Heilige Gees jou lei, wanneer die Gees van God in die dieptes in jou en my hart in beweeg en hy begin dinge te reveal, dan het die tyd aangebreek. Maar dan het ons sy krag nodig. En natuurlik, wanneer die Gees oor jou kom, dan sal jy krag ontvang. En dan kan jy kan dit in elk geval uit jou eie doen nie. En vir sommige van ons sit en ons vind dit moeilik, ons vind dit half onmoontlik om sommige mense te face. Ons vind dit moeilik en onmoontlik om sommige gesprekke te hê. But we need to have that conversations. We need to have it for our own peace. We need to have it for our own breakthrough. Het is onmoontlik om die Heilige Gees te hê, maar jy sukkel vir jare om te vergewe. It's impossible. Is onmoontlik. Hoe kan iemand sê, ek het die Gees van God, maar ek kan nie getuig van die liefde van God nie. My lewe kan nie getuig van God se liefde. Dit is onmoontlik vir my om te sê, ek het die Heilige Gees. Ek kan hier sit en voor jou kan ek preek en ek kan allerhande dinge doen, maar as ek sê ek het die Heilige Gees, maar ek kan nie hierdie persoon vergewe wat teen my kwaad gedoen het nie. It is impossible. Nie met die Heilige Gees nie, familie. En jy sien, die ding van Samaria is nog 'n ding van Samaria. Samaria is baie beskermend. Kom ek stel dit so, die Samaritane is baie sentimenteel. Kyk gou hierso, die Samaria in Hebreëus beteken Shomron. En hierdie woord beteken, it means to guard or to keep. It also means watchtower. Dis waar die woord watchtower of watch mountain vanaf kom. Dis wat Samaria beteken. Nou sien, dis hoekom ek sê, jy onthou dat hierdie vrou van Samaria, toe Jesus met haar praat, toe sê hy, sy vir hom, maar is hy groter as ons vader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het nie. So hulle is baie sentimenteel. Vir hulle beskerm wat vir hulle belangrik is, al beteken dit is nie die waarheid nie. Vir hulle is dit belangrik. Dit is Samaria vir ek en jou. Vir hulle is dit sentimenteel. Al beteken hulle verwerp die waarheid. Jy sien, die Samaritane het ook nie eers die Messias geken nie, tot op die dag dat die Here Jesus met hierdie vrou in aanraking gekom het. En het is deur liefde gewees, nie deur veroordeling nie, nie deur oordeel nie, nie deur om nou lange jare se goeders uit te haal en te probeer te regverdig nie. Nee. Die Here Jesus deur die Heilige Gees begin hierdie vrou te bedien en hy praat tot binne in haar lewe, hy praat tot binne in haar nood. He looked beyond her faults and he saw her need. Dit is wat die Heilige Gees doen, wanneer ek in aanraking kom met hierdie persoon wat my seer gemaak het, hierdie persoon wat aan my leed gedoen het, wanneer die Heilige Gees my stuur na hierdie mense toe, wat sentimenteel is, wat oorbeskermend is, wat nie omgee vir die waarheid, hulle verwerp die waarheid, then the Spirit of God, through His power, makes me, hy stel my in staat, om hierdie persoon se behoefte te sien, as om hierdie persoon se foute raak te sien, of om voor hierdie persoon te gooi. Dis wat die krag van die Heilige Gees doen. Familie, ek wil iemand vandag uitdaag, jou Samaria is dalk in jou familie.
Jou Samaria is dalk in jou gemeente. Jou Samaria is dalk in jou skoonfamilie. Dis in jou dorp, dis in jou stad, dis in jou gemeenskap. Ek weet nie waar Samaria vir jou is nie, maar die Here gaan ek in jou een of ander tyd in Samaria instuur. Die skrif sê, en hy moes deur Samaria gaan. Ek wil vandag so ver gaan om te sê, dat elke volgeling van Jesus moet deur Samaria gaan. Daarom het Jesus gesê vir die disippels, en julle sal my getuies wees in Samaria. Jesus sê, die wêreld sal julle haat, omdat hulle my gehaat het. Hy sê, ek en u sal dieselfde pad stap, wat die Here gestap het. Verdrukking, vervolging, haat, selfs te doodmaak. En dieselfde is Samaria. Hy moes deur Samaria gaan. Dis hoekom ek en jy moet deur Samaria gaan. Ons moet met Samaria in aanraking kom. Ons moet in Samaria getuig van die liefde van God. Hulle het my geken dalk as die Desmond, whatever hy was in die verlede, die ou mens. Maar wanneer die nuwe mens gekom het, dan is dit nie meer die ou mensie, dan daag die nuwe mens in Samaria. En hulle verwag dalk nog die ou mens in Samaria. Hulle verwag dalk die ou mens wat jy was in Samaria. Maar wanneer jy opgaan dag, gaan dit die nuwe skepsel wees, wat in Samaria gaan opdag. En as iemand in Christus is jy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. En julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle gekom het. Let us not ignore Samaria anymore. Let us not ignore Samaria. Ek hoor vandag 'n roepstem uit Samaria. Ek hoor vandag deur die behoefte van iemand soos die vrou by die put van Samaria, 'n roepstem uit Samaria. En baie kere mag ons die roepstem as 'n fisiese roepstem nie, maar dit kan wees soos 'n vrou wat al 5 manne gehad het, en die 5de een, en die een van hulle was haar man nie. Dis 'n roepstem. Hoor jy die roepstem in Samaria? Daar's 'n verwerpte vrou in Samaria. Daar's 'n verwerpte volk, daar's 'n verwerpte mens in Samaria. Daar's 'n mens wat sy verlede so groot is, dat hy sien nie dat God se liefde kan sy lewe verander nie. So groot is daardie persoon, so groot voel daardie verwerping. Daardie persoon sit in verwerptheid. Die mense rondom daardie persoon ken hom al, en sy of hy word verwerp. Daar is 'n groot oes in Samaria, en dit lê dalk net by een persoon, wat gered moet word. Het lê dalk net die een persoon, wat ek en jy moet die gesprek mee het, is waar die oes lê. En nou roep God sy mense in 'n tyd soos hierdie, vol van sy gees, oor wie die krag van sy gees gekom het, om in Samaria in te gaan. Ek wil afsluit vandag. Ek en jy moet deur Samaria gaan. Na die mens en na die vlees, na die natuur. Wanneer ons kyk na die natuur, gaan dit moeilik lyk. Dit gaan moeilik voel. Wanneer ek kyk na myself, wanneer ek kyk na wie ek was, toe ek nog met Samaria te doen gehad het, gaan dit vir my moeilik lyk. Dit gaan moeilik voel. Maar wanneer ek heeltemal en totaal en al my oë op hom hou, wat die smaad verdraai het, wat deur die verwerping gegaan het, when I fix my eyes on him, the author and the finisher of my faith, dan kry ek moed vir Samaria, want ek weet ek het nou sy Heilige Gees ontvang, en ek het krag vir Samaria. Ek wil vandag vir iemand sê, die Here gee vir jou krag vir Samaria. Ek weet nie wat jou Samaria is nie, maar daar's krag wat vir jou kom vir Samaria. En ek verklaar dit oor jou lewe, ek spreek dit oor jou lewe, ontvang krag vir Samaria in Jesus se naam.
Ek glo iemand was vandag opgetel. Ek glo iemand was opgelig. Ek voel en ek gewaar iemand was gestig deur hierdie woord vandag. En ek bid dat die Here jou sal vrede gee terwyl jy gereed maak om Samaria in te trek en deur Samaria te beweeg. Het lang genoeg het jy op twee gedagtes het jy gehinker. Dis nou tyd om vir jou te posisioneer en gereed te maak vir Samaria. Mag die Here jou seën terwyl jy deur Samaria gaan. Dankie dat God se krag is op jou en dit sal saam met jou bly om deur Samaria te trek. Tot volgende keer, die Here seën u. Amen.